Ek groet u hartlik. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Wat 'n mooi woorde, die troon van genade. Daar is 'n plek vir elke mens om uiteindelik rustig te word en na die troon van genade te gaan. Genade, weet ons natuurlik, is dit wat jy genadiglik, sonder verdienste, wat jy gratis ontvang. Dit wat jy verkry, alhoewel jy dit nie verdien nie. Daardie troon van genade is genade wat 'n mens help. Van die woord sê in Hebreërs 4:16 sê juis hierdie wonderlike woorde, sodat ons barmhartigheid kan ontvang. Barmhartigheid sodat ek nie kwaad nie toegereken word nie, omdat ek nie kry wat ek eintlik behoort te verdien nie, en dat ek dit ontvang wat ek ook nie verdien nie. Dis wat die woord genade eintlik sê. Dan gaan ons na die troon van genade, 'n plek waar ek kan pleit, 'n plek waar ek kan vra, 'n plek waar ek kan bid, sê, wees my genadig, ontferm u oor my saak en oor my lewe, en oor dit waaroor ek vanmôre tot die troon nader. En die B-gedeelte, sodat ek op die regte tyd gehelp kan word, sodat God die mense eintlik help. So wanneer ek in my hart met ootmoed, nederigheid, ontzag en respek naderkom voor die troon van genade, dan ontvang ek die barmhartigheid en dan word ek gehelp in my lewe. Ons het 'n plek waarheen ons kan gaan. Ons as gelowige, ons as mense, het 'n plek waartoe kan gaan wat my hart bly maak. Dit word genoem die troon van genade. 'n Plek waar daar met barmhartigheid oor my gespreek word en in barmhartigheid met my gehandel word. En 'n plek waar ek hulp op die regte tyd, daai woordjie regte tyd, wanneer dit met ander woorde nodig is, op die regte tyd hulp ontvang. En dan ontvang ek daardie hulp wat nie menslike hulp is nie, maar God se hulp aan 'n mens soos ek en jy. Die Here ontferm hom oor jou. Hy gee jou genade. Buig voor die troon van genade. Ontvang sy barmhartigheid, sodat jy in hierdie lewe die hulp van die Here kan vind en kan steun op sy hulp alleen. Mag die Here dit seën. Mag die Here jou seën. Amen.